So goeiemôre geloofsfamilie. Ons het vandag 'n wonderlike stuk uit Josua 1 uit. Die kernverse is vers 5 en 6, maar ek wil graag die hele ding vir julle lees. Ek lees uit die 2020 vertaling. Ek gaan by vers 1 begin. Opdragte aan Josua. Na die dood van Moses, die diensknegt van die Here, het die Here vir Josua, seun van Nun, Moses se helper, gesê: Moses, my diensknegt, is dood. Daarom maak nou gereed om hierdie Jordaan oor te steek, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan julle gee, aan die Israeliete gaan gee. Elke plek waarop julle voete trap, aan julle gee ek dit soos ek aan Moses beloof het. Van die woestyn en die Libanon af, tot by die groot rivier, die Efraat, die hele land wat die Hetiete, tot by die groot see in die weste, sal julle gebied wees. Solank jy leef, sal niemand voor jou kan standhou nie. Soos ek by Moses was, sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, en jou nie verlaat nie. Wees dapper en sterk, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met die eed aan hulle voorvaders beloof het, om aan hulle te gee. Wees net baie dapper en sterk, sodat jy die hele wet van Moses, my diensknegt, jou beveel het, nougeset uitvoer. Moenie links of regs daarvan afwyk nie, sodat jy sukses kan behaal oral waar jy gaan. Hierdie boekrol van die wet mag nie uit jou mond verdwyn nie. Jy moet dit dag en nag mymerend prewel, sodat jy alles wat daarin geskryf is nougeset kan nakom. Want dan sal jy voorspoedig wees op jou pad. Dan sal jy sukses behaal. Het ek jou nie beveel, wees dapper en sterk nie? Moenie paniekbevange wees en moet jou nie laat afskrik nie, want die Here jou God is by jou, oral waar jy gaan. Josua toe die opsieners van die volk opdrag gegee. Gaan deur die kamp en gee opdrag aan die volk. Maak vir julle padkos gereed, want oor 3 dae gaan julle hierdie Jordaan oorsteek om die land binne te gaan, om dit in besit te neem, want die Here julle God gaan aan julle die land gee om in besit te neem. Vir die stamme van Reuben en Gad en die halwe stam van Manasse het Josua gesê: Onthou die saak waaroor Moses die diensknegt van die Here julle opdrag gegee het. Die Here julle God gaan vir julle rus gee en hierdie land aan julle gee. Julle vroue, die swakkes onder julle, en julle vee kan daarin bly in die gebied oorkant die Jordaan wat Moses aan julle gegee het. Julle moet in slagorde voor julle broers oortrek, al die dapper krygers, en hulle bystaan, totdat die Here vir julle broers rus gegee het, soos vir julle, en hulle ook die land wat die Here julle God vir hulle gee en besit geneem het. Dan mag julle terugkeer na die land wat julle eiendom is en dit in besit neem, die land wat Moses, die diensknegt van die Here vir julle gegee het, oorkant die Jordaan aan die ooste kant. Hulle het Josua geantwoord: Alles wat u ons beveel sal ons doen, en oral waarheen u ons stuur sal ons gaan. Net soos ons aan Moses gehoorsaam was, so sal ons aan u gehoorsaam wees. Mag die Here u God ook by u wees, net soos dit hy by Moses was. Elkeen wat teen u bevel in opstand kom, en nie u woorde gehoorsaam nie, wat u hom ook al beveel moet sterf. Wees net dapper en sterk. Is nogal 'n wonderlike stukkie, en dit het vir my baie mooi aangesluit by waar ons nou is aan die begin van 'n jaar. Dit is alles nog wat kom. Ek seker van julle dalk al begin werk, van dit kom nog in skool, kom nog verander die tersiêre opvoeding, verander sekere werk, miskien nuwe werk. Dit is baie dinge wat aan die gang is. En ek dink mense kan seker so 'n bietjie met Josua identifiseer op hierdie punt, want hy staan hier en hy moet nou soort van oorneem by Moses. Nou, dit is belangrik om te verstaan, Moses was maar een van die groot skrywers gewees van die Pentateeg, die 5 boeke wat tot dusver gekom het. En hy was gesien as die grootste van die profete. Selfs deur die Jode vandag nog is hy een van die myn manne gewees. So, hy's ou wat hulle gelei het, wat hulle uit Egipte, uit Ramesses uitgetrek het, uit die plek van slawerny. Hy het hulle soms aan die ore getrek, al die pad deur tot waar hulle nou is, waar hulle eerste keer by die beloofde land kom, en toe het hulle ons saam teen hom gedraai en gesê, nee, ons kan hy nog nie ingaan nie, want hy's reuse, en hy's al die verskriklike goed, dit gaan so moeilik wees. En nou is hy nog vir 40 jaar in die woestyn gewees, en hy het hulle al die pad gelei, gehelp met die tabernakel, die ark. Hy's regtig gesien as hierdie charismatiese groot leier. En nou moet Josua sy helper, sy PA, moet nou eintlik oorneem, maar hy's nie dit nie, hy's natuurlik meer as dit, en die Here sien dit in hom, en herken daai generaalskap, sy leierskap in hom.
Die hele vorige hoofstuk wat gekom het, praat hulle net weer van Moses wat nie oud word nie, wat nog steeds sterk was en alles. Maar ons weet ook dat Moses kon nie die beloofde land ingaan nie. Die Here het dit ook vir hom gesê, dat hy gaan dit nie doen nie. So hierdie is 'n baie groot oomblik vir Joshua, né? En iemand moet oorneem by hom. Wie gaan daai groot skoene vul? Nou die Here kom en praat met Joshua, né? En in die woorde, daai spesifiek vers 5 en 6. Maar hy maak 'n belofte aan hom en gee hom moed. En hy bou hom op en hy gee hom 'n bietjie rigting, maar dis 'n redelike groot taak wat Joshua nou moet oorneem. Hulle het nou al die pad getrek en nou uiteindelik finally gaan hulle die beloofde land ingaan. Hulle gaan deur die Jordaan trek en nou moet die tekkie regtig die teer slaan, né? Nou moet dinge gebeur. En ons weet mos nou net van 'n bietjie voorheen, hulle het laas keer toe hulle hier gekom het hulle gesê, o nee, hier's vol, die plek is vol reëse, ons gaan nou nie ingaan nie, né? So mense sit ook en wonder, hoe gaan die volk weer, miskien vir Joshua sê, nee, hierdie gaan nie werk nie. En ek seker Joshua dieselfde ding gesit en wonder, né? Maar die Here maak hy belofte aan Joshua, hy sê hy gaan by hom wees, né? Die Here maak hy belofte in vers 3, spesifiek sê hy, elke plek waarop julle voete trap, aan julle gee ek dit, soos ek dit aan Moses beloof het. In vers 5, solank jy leef, sal niemand voor jou kan standhou nie. Soos wat ek by Moses was, sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, en ek sal jou nie verlaat nie. En dan bemoedig hy hom verder, maar hy gee 'n klein caveat, né? Hy sê, wees dapper en sterk, want jy moet die land inneem, wat aan jou voorvaders beloof is, en jy moet die wet volg. Prewel dit in die nag, want dan kom sukses. Jy moet al daai goeders doen. So die land van jou voorvaders inneem, hier is eintlik 'n belofte wat die Here Joshua aan herinner. Hierdie belofte is eintlik al aan Abraham gemaak, né? En God hou sy beloftes, ons weet dit. Maak nie saak of dit nou dadelik gebeur nie, maar dit gaan gebeur in tyd. Weer verwys spesifiek na Genesis 17 vers 8. Daar sê die Here vir Abraham, ek gee aan jou en jou nageslag na jou die land van vreemdelingskap, die hele Kanaan as eiendom vir altyd, en ek sal vir julle 'n God wees. En dan in Eksodus 6 vanaf vers 5, daarom sê vir die Israeliete, ek is die Here, en ek sal hulle uitlei weg van die dwangarbeid van Egipte. Ek sal julle verlos van hulle slawewerk, en ek sal julle loskoop met uitgestrekte arm en met geweldige oordeele. Ek gaan julle as volk vir my neem en ek sal vir julle 'n God wees. Dan sal julle besef dat ek die Here julle God is wat julle uitlei weg van die dwangarbeid van Egipte. Ek sal julle bring na die land waar ek my hand opgehef het om dit aan Abraham, aan Isak en aan Jakob te gee. En ek sal dit vir julle as eiendom gee. En ek is die Here. 'n Wonderlike belofte, né, om so te maak. En dan sien ons dit nou ook waar kom in hierdie stukkie wat ons nou lees. Daar's 'n klein caveat aan hierdie. Direk daarna sê die Here in daai stukkie aan Joshua, jy moet die boekrol by jou hou, die wet, en jy moet prewel in die nag, né? Nou, ek moes vinnig weer gaan loer, my Afrikaans was bietjie beter gewees toe ek jonger was, ek moes gaan kyk, wat is prewel? Ek het gedink ek onthou, maar ek was nie heeltemal reg nie. Dit is nauweliks hoorbaar en onduidelik binnensmonds praat, sodat ander mense dit moeilik vind om te hoor of te verstaan. So hier is eintlik 'n ding wat jy vir jouself doen. En wat probeer hulle sê daarmee? Jy moet die boekrol ken, né? Op daai stadium was Jesus nog nie hier nie, né? Jesus het nog nie gekom nie. So hierdie boeke gehad, die Pentateeg wat vir ons die reëls gegee het, né? Wat gesê het, hierdie is hoe jy moet omgang in die wêreld. Dis eintlik 'n wonderlike ding in daai tyd gewees en ek weet Jesus se koms is natuurlik baie meer amazing, want dit het ons gered, maar hierdie is die wet en dit het 'n manier gegee vir mense om te verstaan hoe om te leef. Dit is om wet en orde te hê. Op daai stadium was dit meestal stadstede gewees, né? So jy het maar 'n koning gehad en hy het met die stad opgepas soort van en hy het probeer wet en orde handhaaf. Maar hoe doen mense dit? Waar kom mense aan die reëls? Hulle maak dit maar op soos hulle aangaan, né? Maar die Here het daar in Deuteronomium en in Numeri en Levitikus het hy duidelike reëls gegee van hoe om te operate in hierdie wêreld. En dit is eintlik wonderlik. Van die goeters, as mens dit kyk, dan maak dit nie heeltemal sin meer vir vandag se tyd nie, soos jy moenie vark eet nie. Maar uit interessantheid in daai tyd en tot onlangs nog in die vroeë 1900s het varke virus gehad wat jy as 'n mens kan kry. So eintlik was dit 'n baie goeie reël om kosher te leef, want daar's baie dinge wat jy kan optel. Natuurlik, soos ek sê, vandag is kos baie meer skoon, wat nie sou help om 'n groot volk te hê nie, né?
Selfde ding is jy moet jou latrines, dit staan daar, jy moet jou latrines nie naby die kospotte bou nie. Nou ons weet almal van salmonella en typhoid en al daai goeters, maar in daai tyd hulle het nie geweet daarvan nie. Hierdie is wonderlike dinge. 'n Paar duisend jaar later het die Romeine baie suksesvol hierdie selfde reëls gevolg om hulle weermagte rond te skuif. Mense het nie geweet van hierdie dinge nie. So die Here het hulle wonderlik gehelp met hierdie reëls hoe om te oorleef. Natuurlik selfs oor hoe om geld te gebruik, né? Die Here het gesê, hoe kan jy leen, dat daar moet afkooptye wees. Hy het hulle so wonderlik gehelp, en dit is hoekom hy ook dan hier vir Josua sê, hierdie boeke is nou geskryf, né? Ek het nou vir julle hierdie wette en reëls gegee en hoe om te werk in die koninkryk en hoe om 'n groot nasie te word en geseën te wees. En dis hoekom hy dit so naby aan jou hart moet hou. Nou hierdie stukkie tot op hierdie punt is my wonderlik. Nou sê die Here empower nou vir Joshua. Hy sê vir hom, dis wat jy moet doen en dis waarna jy moet kyk. Maar ons hoef nie ver terug te gaan nie. Nou die vorige persoon wat hy as leier aanstel het was Moses. En toe hy vir Moses die eerste keer sê, luister, ek gaan vir jou nou die leier van 'n groot volk maak en jy moet die volgende goed doen. Wat is die eerste ding wat Moses gesê het? Nee, ek weet nie, ek hakkel so 'n bietjie, nee, miskien moet Aaron eerder kom praat. Nou hy praat mooier as ek. En dan, nee, wag, hulle gaan nie vir my luister nie. Ek het iets nodig, hierdie staf verander in 'n slang. Dis wonderlik, maar miskien glo hulle my nog steeds nie. Is daar nog iets? En dan kry hy die teken van sy hand wat malaat word, as hy dit in sy mou insteek, en as dit weer uitkom, is hy weer gesond. Dis ook 'n goeie een, maar hy wil nog iets sê, en dan gee die Here vir hom die een wat die teken waar hy water in bloed kan verander. Hierdie is alles in Eksodus 4 van vers 3 tot 9. So die grootste profeet tot dusver het al hierdie doubts gehad en fear. Maar nie Joshua nie. Joshua sê niks. Hy sê net, okay, is reg, hier gaan hy. Hy gaan dadelik na die volk toe. Hy sê nie woord nie, reguit na aksie toe, né? Hy voer God se opdrag dadelik uit. Maar hy doen dit nie sonder om sy skillset te gebruik, dit wat hy goed is mee nie. So hy stuur dadelik verspieders uit. Hy sê vir hulle, okay, gaan bekyk die land, gaan sien wat aangaan. Ons moet hierdie weermag inskuif, so die Here het my talente gegee, ek moet dit gebruik, nee, ek moet nie net blindelings instorm nie. En dadelik gaan hy ook na die volk toe, want hy weet daar's 'n bietjie politiek, hy moet na die verskillende stamme toe gaan, hy moet seker maak as hulle oortrek, dat die ouens nie dadelik net kamp en hulle vegters veilig hou, want hulle moes in die 12 stamme opgedeel. Hierdie stam wil nie noodwendig vegters vir daai stam gee, sodat hulle dalk verminder of verswak word nie. So, hy het al die goeders geadministreer. Maar hy het net in aksie oorgegaan. Hy het nie vrae gevra nie. En natuurlik, wat wonderlik is hier die geskiedenis is baie duidelik. Hulle is wonderlik suksesvol gewees. En ons weet Joshua as van die begin af het hy baie naby in die boek geleef, en hy het altyd probeer soos die Here vir hom die opdrag gee, prewel en hy rol staan. Hy het 'n foutjie of 2 gemaak, maar die Here het alles ten goeie laat meewerk en die volk was baie suksesvol. En daar was selfs nog vrede in sy tyd gewees, soos die Here beloof het. Maar die Here doen altyd sy beloftes gestand. Daar's ander beloftes wat ook gemaak is, né? In hierdie tyd. Ons is 'n Messias beloof, né? Jesus was aan ons beloof sodat hy ons sal red. Want daai boekrol is nie so maklik om na te kom nie. Ons is nie almal miskien 'n Joshua wat al daai kennis en vernuf het en al die wonderlike goeders kan doen nie. Die Here wil ons elkeen verlos sodat ons roeping kan uitlewe, né? Dat ons kan werk in sy koninkryk, soos Joshua uitgaan en 'n verskil maak, en mense lei en die woord uitdra, sodat ons vreesloos kan wees, dapper krygers kan wees, sodat ons genade kan ervaar. So waar is hierdie beloftes waarvan ek praat, die beloftes van die Messias? Nou, ek het 'n paar stukke uitgehaal, ek sê hulle nou nie toegooi onder dit nie, so ek het net 'n paar van die elementaires uitgehaal wat vir my nogal mooi was. In Genesis 3 vers 15 al sê die Here, God het beloof om afstammeling van Eva te stuur wat Satan, die slang wat Eva mislei het, sou verslaan. Genesis 12 vers 3, God het beloof dat die Messias uit Abraham se nageslag sal kom en alle nasies sal seën. Jesaja 7 vers 14, Jesaja het geprofeteer dat die Messias gebore sal word uit 'n maagd in die naam Immanuel. Micha 5 vers 2, Micha het geprofeteer dat die Messias in Bethlehem van Juda gebore sal word. Samuel 2 vanaf hoofstuk 7 vers 16. Die Messias sou 'n koninkryk en 'n dinastie hê wat vir ewig sou bestaan. Dit begin met koning Dawid. En dit is nogal vir my ook 'n mooi een. Ons weet vandag nog dat die kerk van Jesus daar is, en
Ons gaan dit nou ook weer begin doen as julle die eerste keer weer 'n datum skryf. Daai keer as julle skryf Januarie 2025, elke keer as jy 2025 skryf, moet jy weet wat het 2025 jaar terug gebeur, né? Dit was Jesus wat hier was. Selfs in ons datums herken ons dat die Here God is. Dan Jesaja 9 vers 6-7, die Messias sou wonderlike raadsman, magtige God, ewige Vader en vredevors genoem word. Sagaria 9 vers 9-10, Messias sou Jerusalem binnery op 'n donkie. Jesaja 53 vers 5, die Messias sou terwille van ons oortredings deurboor word en terwille van ons ongeregtighede verbrysel word. Nou Psalm 16 vers 10, die Messias sou uit die graf opgewek word. Al hierdie wonderlike beloftes is gemaak. So ons staan aan die begin van hierdie nuwe jaar, né? Soos ek al voor ook gesê het, vir sommiges is daar dalk nog baie om te doen, né? Daar's 'n berg om te klim. Vir ander van ons is dit miskien more of the same stuff, selfs as laas jaar, gaan hierdie iewers heen. Miskien is daar 'n paar van ons so stilletjies opgewonde is oor die jaar, né? Daar's baie wat moet gebeur. Daar's challenges om te doen, maar dit is miskien baie exciting, né? Dit maak nie eintlik saak onder watter kategorie jy val nie, né? Want ons het almal Jesus nodig om saam met ons te stap, né? Ons moet almal dapper wees en braaf wees en sterk staan en verstaan dat die Here saam met ons op pad wil stap, né? Daar's in elkeen van ons ook beloftes gemaak. Ja, en ek wil graag na 3 van hulle kyk wat gemaak is. Wat vir my nogal mooi uitstaan en wat mense dan kan vashou as mens hierdie jaar so aanpak. God se belofte vir ons in terme van die ewige lewe. In Johannes 10 van vers 27 sê Jesus: "My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal tot in ewigheid nooit verlore gaan nie. En niemand sal hulle uit my hand uitruk nie." So, God wil ons herder wees, né? Die ewige lewe is tot ons beskikking. Ons hoef net sy stem te ken. En hoe ken iemand sy stem, né? Deur om tyd met hom te spandeer, deur om sy woord te lees, praise and worship, en deur 'n lewende verhouding met die Here te hê, né? 'n Goeie voorbeeld hiervan is Joshua het God se stem mooi geken, né? Hy het geweet toe die Here met hom gepraat het, dat dit sy opdrag was. Alles wat ons in die begin gesien het, toe die Here met hom gepraat het, hy moes geweet het, dit is nie iets wat van iewers af kom, kom van die Here af, dit is sy stem. Sodat ons sy wil vir ons kan verstaan. En dis 'n belangrike belofte daai, want dit is waarin ons natuurlik ons saligheid vind, né? Dis waarin ons grace het. As 'n tweede belofte wat God vir ons het. God laat alles ten goeie meewerk. Ja? Romeine 8 vers 27. Hy wat harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is. Dat hy volgens die wil van God vir heiliges intree. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. So ons lewe in 'n gebroke wêreld, né? Slegte dinge gebeur soms met ons, met goeie mense, met slegte mense, dit maak nie saak nie. Ons sien dit en ons dink baie keer, joh, dit is onregverdig. As enige van julle kyk dit na Instagram of TikTok, kan julle sien dat influencers maak verskriklik baie geld. En jy sit en dink, hoe is dit moontlik? Hulle werk nie eens hard nie. Waar kom hierdie seën vandaan? Maar dis nie wat dit is nie. Dis nie wat dit is nie. Die wêreld is nie, skeer ons almal onder dieselfde kam. Dat jou kant toe kom, kom jou kant toe. Die verskil is, die Here kan alles ten goeie laat meewerk. Vir Moses se afsterwe moes dit 'n verskriklike slag vir die volk gewees het, né? Maar Joshua neem oor en hulle neem na die beloofde land in. En hoe wonderlik het dit nie uitgewerk nie, né? Daar's baie ander voorbeelde wat ons in die Bybel het daarvan. Ons praat van die kruisiging van Jesus wat tot ons verlossing gevolg gehad het, né? Toe Josef Egipte toe gestuur is, né, in 'n slawekar. Nie veel jaar later nie, toe kon hy as die tweede in charge van Egipte seker maak dat die volk nie omkom van honger nie en hulle kon kos en graan koop by hulle. Die Here laat alles ten goeie meewerk. Ek seker as voorbeeld in julle lewe wat julle ook kan sien dat selfs as iets sleg soms gebeur, is die uiteinde nie goed, is nie ook sleg nie, dit kan goed wees. En dit is die Here se werk. Dan die derde belofte vir ons is genade, grace. 2 Korintiërs 12 van vers 9. Maar hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg,
want my krag word in swakheid volbring. Daarom sal ek my baie liewer op my swakhede beroem, sodat Christus my kan beskut. Christus se genade is vir ons genoeg, né? Ons hoef niks ekstra te hê nie. Die wêreld druk dat ons meer moet doen, harder moet werk, meer moet vat, moet groei, allerlei hierdie vorentoe beweeg ding, dat ons moet geld hê, alles. Maar al wat ons eintlik genodig het, is sy genade. Weer eens 'n goeie voorbeeld is Josua wat die Here se woord vertrou en volg. Hy gaan sy bes doen en hy gaan werk, maar hy weet dat die Here is saam met hom, né? I only need to do my best, not to win, because we've already won. His grace is enough for you. Daar is natuurlik nog baie ander voorbeelde. Een van my gunstelinge is natuurlik Gideon, wat opdaag met die weermag, en dan sê die Here vir hom, jy het hopeloos te veel mense daar, né? Laat hulle gaan. En op die einde bly daar net 300 oor. Met hierdie 300 man verslaan hy die hele weermag, want die Here se genade is genoeg. Hy het nie 'n weermag nodig gehad nie. Hierdie was die Here se oorwinning. Daar is 'n ander geval waar 'n man van 100, of soos wat hulle in daai tyd bekend staan het, 'n centurion, het na Jesus toe gekom en gevra vir die genesing van sy kind. En hulle het gehoor dat daar was slegte nuus, en hy het gesê, nee, ek weet as u bid, dan sal dit genoeg wees. En hy het dit verstaan, want die Here se genade is genoeg, en dit sal gebeur. So hierdie belofte staan vir my uit, en ek dink dit is van toepassing om elkeen van ons, né? En ek hoop elkeen van julle het hierdie beloftes gehoor aan julle. Want dit is wonderlik om God te kan vertrou. En al wat ons moet doen, is om aanvaar as ons saligmaker en verlosser. Ons moet natuurlik ook sy gebooie probeer volg. Dis goed, want daarin lê seën. Ons weet dat die boeke is goeie reëls, en dit is daar vir 'n goeie rede. Ons weet ons kan dit nie alles nakom nie, want dit is onmoontlik, en dis waarvoor Jesus instaan vir ons. Maar daar lê seën in om dit te probeer volg. En dan God het 'n roeping vir elkeen van julle. Toe hy jou in die moederskoot aan mekaar geweef het, het hy jou geken. Hy het geweet wat elkeen van julle moet doen. En ek hoop elkeen van julle weet ook wat julle moet doen, want daar is wonderlike vrede in om daai roeping te kan uitleef. En is dit in die werksplek, is dit in die kerkomgewing, waar ook al dit mag wees. Ek hoop julle kry 'n kans om dit te doen. En ek hoop julle kry 'n kans om daai wonderlike vrede te laat ervaar. En as die slegte goed gebeur as gevolg van hierdie gebroke wêreld, dat julle die Here se belofte onthou, want hy sal alles ten goeie laat meewerk. So, kom ons stap hierdie pad saam met die Here, want hy beloof dat jy gered is. Hy beloof dat alles ten goeie sal meewerk, en hy beloof dat sy genade vir jou genoeg sal wees. Kom ons bid saam. Ons Vader, neem ons, Here, dankie Here dat ons in die dag kan staan voor die begin van 'n nuwe jaar, Here. Dankie Here dat U ons liefhet, Here, dat U ons 'n volk vir U wil maak, Here. Ons is dankbaar, Here, dat U ons gered het, en al wat ons moet doen is U ervaar en U aanvaar as ons saligmaker en verlosser. Here, dankie Here dat U ook so genadig is vir ons, Here, dat U daai genade vir ons wil gee as ons saam met U stap. Ons is dankbaar daarvoor ook, Here, en ons is dankbaar, Here, dat U alles ten goeie laat meewerk, Here, want sonder dit sou hierdie lewe baie moeiliker gewees het. Ons is dankbaar, Here, dat U ons God is. Amen. Ontvang dan nou die Here se seën. Die Here seën julle en bewaar julle. Mag sy aangesig oor julle skyn en mag hy julle genade bewys. Die Here sien julle en wil vir julle sy vrede gee. Amen.